Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Heilige Here, U wat op die troon sit, U wat regeer, U wat God is, U alleen. Wanneer ons so onder die indruk kom van U grootheid, U almag, U majesteit, besef ons is maar klein voor U. Here, ons is koppiespeld, klein mensies voor U, die groot God. In U teenwoordigheid, U het dit so beskik, dat U juis ook in ruimte soos hierdie, ons op 'n baie spesiale manier kom ontmoet. En Here, ons is hier om U te ontmoet. U werk in ons, U vingerafdrukke is oral rondom in ons lewens beskikbaar. En ons kan nie anders nie, ons wil nie anders nie. Ons wil by U wees, ons wil U teenwoordigheid ervaar. Here, en daarom bid ons dat U in hierdie oomblikke, wanneer ons gaan stil word, ons het hierdie erediens begin met 'n lied wat sê, wees stil, want die Heilige is hier. Wil ons stil word voor U, dat ons U stem kan hoor. Here, U kom gewoonlik met 'n sagte stem, met 'n fluisterstem, fluister U in ons lewens in, en so dikwels gebeur dit dat ons so besig is, en daar so geraas in ons lewens, met allerlei dinge wat ons aandag verg, dat ons nie U stem hoor nie. Daarom wil ons nou stil word. Ons wil onsself instel om te fokus op U stem. U, die Heilige, die Almagtige. Here, mag dit so wees dat in hierdie erediens vanoggend niks anders vir ons saak maak nie, net U woord, die inspraak deur die Gees, word U verheerlik. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan uit Markus 14 uitlees. Markus 14, ons tema vandag, wat die katekese aanbetref, jeug, gaan rondom, in grootmenstaal sal ons sê, die koste van disippelskap. Om 'n disipel van die Here te wees, kos iets. En die vraag is ek bereid om daardie koste te betaal? Of wil ek hê dit moet maar net maklik wees? Iemand het op 'n stadium dit so beskryf gesê, mense gebruik die Here dikwels net as 'n noodvalskerm. So wanneer alles nog reg is in my lewe, dan gaan ek aan en ek lewe my lewe soos wat ek wil, en daardie oomblik wat ek in die nood is en ek besef, nou is ek besig om op die punt staan om dood te gaan. Ek is in die nood. Dan trek ek die noodvalskerm, dan trek ek die Here nader. Dis nie disipelskap nie. Goed, kom ons kyk, Matteus 14, van vers 1. Ons gaan 2 gedeeltes lees, hulle is bietjie uitmekaar uit, maar ons het dit mooi vir u op die bord. Die Pasga en die fees van die ongesuurde brood sou 2 dae later plaasvind. Leierpriesters en skrifkenners het 'n manier gesoek om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hulle het gesê, nie tydens die fees nie, sodat daar nie 'n oproer onder die volk ontstaan nie. Terwyl hy in Betanië in die huis van Simon die Melaatse vir ete aangeleen het, het daar 'n vrou met 'n albestervlas, egte baie duur nardesolie gekom, die albastervles gebreek
en die nardesolie oor sy kop uitgegiet. Sommige het verontwaardig onder mekaar gesê: "Waarom het hierdie verkosting van kosbare reukolie plaasgevind? Hierdie olie kon vir meer as 300 denarius verkoop word en dit kon aan die armes gegee word." En hulle het teen haar uitgevaar. Jesus het egter gesê: "Laat haar begaan. Waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Die armes, julle nog altyd by julle. En wanneer julle wil, kan julle hulle help. Maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon doen, het sy gedoen. Sy het vooruit my liggaam gesalf met die oog op my begrafnis. Amen, ek sê vir julle, oral in die hele wêreld waar die evangelie ook al verkondig word, sal daar ter herinnering aan haar vertel word van wat sy gedoen het." En dan gaan ons na vers 43 toe, die oomblik toe Jesus gevangen geneem is. En dadelik terwyl Jesus nog praat, daag Judas, een van die 12 daarop. Saam met hom was daar 'n menigte met swaarde en knippels, gestuur deur die leier, priesters, skrifkenners en familiehoofde. Sy verraaier het vir hulle teken gegee: "Die een wat ek soen, dit is hy. Gryp hom, vat hom weg onder bewaking." Toe Judas daar aankom, het hy dadelik na Jesus gegaan en gesê: "Rabbi," en hom gesoen. Hulle het hom gegryp en hom gevange geneem. Een van die wat naby gestaan het, het sy swaard getrek, die slaaf van die hoëpriester geslaan en sy oor afgekap. Jesus sê toe vir hulle: "Het julle soos teen 'n rower met swaarde en knippels uitgetrek om my gevange te neem? Dag na dag was ek by julle op die tempelterrein besig om onderrig te gee. Julle het my nie gevange geneem nie. Maar laat die skrifte vervul word." Almal het hom in die steek gelaat en weggevlug. Ook 'n sekere jong man met net 'n linnedoek om sy naakte lyf het hom gevolg. Hulle het hom ook gegryp, maar hy het die linnedoek laat los en nakend weggevlug. Tot daar ons skriflesing. Die geur van toewyding en die reuk van verraad. Geure speel 'n baie belangrike rol in ons lewens, elke dag. Dink ons as mans, as die man moeg gewerk is en hard gewerk het en moeg en honger by die huis kom en hy stap by die huis in en daai lekker geur van die bord kos wat gemaak is, hang so in die lug. Dan doen dit iets. Dit verander iets. 'n Man vertel hoe hy na sy ma se dood haar kas moes uitpak. En tussen die klere kry hy 'n klein botteltjie parfuum. En skielik maak hy dit oop. En skielik vul daardie geur die kamer met 'n baie bekende geur. En in 'n oomblik is hy terug in sy kinderjare. Sy ma wat hom saans in die bed instop, invou, haar arms om hom wanneer hy bang was, haar gebede langs sy bed, haar teenwoordigheid in die huis. Hy sê later: "Ek het besef, geure dra herinneringe van liefde wat nooit verdwyn nie." Maar daar's ook ander geure wat mens nooit vergeet nie. Soos wanneer jy die yskas oopmaak en iets ruik wat al lankal verby sy reddingsdatum is. Jy kyk rond en dink: wie het dit hier gelos? Hoekom lewe dit weer? Ons lag daaroor, want ek dink dit het al met almal van ons gebeur. Reuke verklap iets wat aan die gang is. In ons verhaal is daar 'n baie intieme toneel. Jesus is in Betanië, die huis van Simon die Melaatse. En terwyl hy so by die tafel aanleun, kom daar 'n vrou met
'n albaster fles met baie duur nardusolie. 'n luukse ingevoerde parfuum wat ongeveer, die inhoud daarvan is ongeveer 'n jaar se loon werd. Nou wanneer sy inkom met daardie fles, breek sy die fles oop. Sy haal nie net die proppie baie versigtig af en gooi 'n bietjie van daardie duur nardusolie op Jesus se hoof nie. Sy breek die fles oop en gooi alles oor hom. Sy hou niks terug nie. Die manier waarop sy dit doen, simboliseer totale oorgawe. Dat hierdie daad wat sy kom doen, is nie sommer net 'n berekende tot op hierdie punt sal ek dit doen daad nie. Dit is 'n daad van totale oorgawe. Sy gee nie om, sy het nooit eers die prys bereken van wat hierdie olie sou kos nie. Sy weet net in haar hele menswees, hierdie is 'n spesiale olie. Hierdie is 'n spesiale handeling vir iemand wat uiters spesiaal is. En skielik word die huis gevul met daardie geur. En saam met daardie geur besef almal wat daar is, die simbool daarvan, die simbool van liefde, van eer, van aanbidding, en dit word 'n sigbare en ruikbare simbool van innerlike toewyding. En skielik besef die ander wat daar rondom is, en dit is waar hierdie kontras, Markus slag so mooi daarin om die kontras so duidelik te stel, want die ander besef, maar wow, hierdie daad wat sy nou gedoen het, is totaal oorbodig. Hierdie nardusolie kan iemand vir 'n jaar lank aan die lewe hou. En hulle doen nie sommetjies, en hulle verstaan dit nie, en hulle begin onder mekaar redeneer, en hulle begin haar kritiseer. Hulle het die somme gedoen, en in ons Afrikaanse uitdrukking sal ons sê, die kool is op die ouene nie die sous werd nie, want om dit te doen is totaal oorbodig. Ons tema sentreer vandag rondom die koste van disippelskap. En die vraag is, in hoe mate is ek 'n disipel van Christus? Maak ek die hele tyd sommetjies en sê, ja, hier dalk, hier, tot op hierdie punt, maar nie verder nie. Hierdie wil ek self doen. Is ek soos hierdie? Onthou, hierdie is die meerderheid van die mense daar rondom Jesus op daardie stadium. En 'n mens kan sê, maar dit is die reaksie van die meerderheid, so hulle is reg. Maar hulle was nie, hulle was 100% verkeerd. Meerderheid was verkeerd. Hierdie vrou alleen was reg. En Jesus interpreteer haar daad baie dieper as almal wat daar is. Hy sê sy het vooruit gegaan, vooruit my liggaam gesalf met die oog op my begrafnis. Sy verstaan iets wat die disippels nie begryp nie. So hierdie daad van haar is profeties, dit is aanbiddend, dit is selfloos, en dit is presies op tyd, want dit is net voor sy gevangenskap en lyding en sterwe. Wanneer ons na die ander verhaal kyk, die een waar Judas met die soldate na Jesus toe kom,
dan sien ons dit is 'n gebeurtenis kort na hierdie gebeurtenis. En Judas kom met 'n skare. Hy gebruik 'n soen as teken. En hy verraai vir Jesus onder die dekmantel van ons is nog vriende. Die soen, normaalweg geteken van liefde, word 'n instrument van verraad. In kontras met die geur van die nardusolie, dra hierdie handeling van Judas 'n reuk van selfbelang, van teleurstelling in Jesus. Hoekom het Judas Jesus verraai? Want hy was teleurgesteld in wat Jesus nou, die manier waarop Jesus nou begin praat, en wat Jesus sê, wat nou binnekort gaan gebeur. Hy het 'n prentjie in sy kop van hoe dit moet gebeur, en dit wat Jesus sê, strook nie daarmee nie, en hy's teleurgesteld in Jesus. Jesus voldoen nie aan sy standaarde van 'n Messias nie. En daarom moet Jesus uit die pad uit. En Markus vat hierdie twee gedeeltes, die eerste paar versies wat ons gelees het, van die Sanhedrin en die skrifgeleerdes, wat teen Jesus begin saamsweer, en hierdie gebeure met Judas hier by die tuin, en hy sit dit weerskante van hierdie vertelling van hierdie vrou met die nardusolie. En deur dit te doen, plaas hy die klem op hierdie vrou se handeling, op dit wat sy gedoen het. Die vrou sien Jesus se waarde en wie hy is. Sy sien hom vir wie hy is en baie dieper as selfs die disippels. En sy is in verwondering. Sy is so aangegryp. Dink net vir 'n oomblik wat in haar gemoed moes gebeur het, wat haar daartoe gedryf het om hierdie daad te kom pleeg. Ware disippelskap, ook in ons lewens, vloei uit 'n verwondering teenoor God, teenoor Jesus. Dit vloei uit my liefde vir hom, erkenning van Christus se identiteit en 'n fokus net op hom, en dat dit wat ek doen so sal wees dat ek hom sal eer. Die verkeerde vorm van disippelskap, ja, Judas was ook 'n disipel. Die verkeerde vorm van disippelskap kom uit teleurstelling in God, gierigheid, politieke verwagtings, selfgerigtheid. Onthou, verraad teenoor God. Verraad begin nie met 'n daad nie. Dit begin met 'n hart wat ontsteld is, wat in opstand kom. Hierdie vrou word gekritiseer oor haar verkwisting. Judas verkoop Jesus vir geld. Wanneer ons kyk na geure, soos hierdie geur daardie vertrek gevul het. Geur in die Ou Testamentiese tyd word dikwels gebruik en gesimboliseer dikwels aanbidding, waar daar wierook gebrand word om die teenwoordigheid van God te net meer reëel te maak, werklik te maak. Aanbidding, offer, goddelike teenwoordigheid. Wanneer ons in Openbaring 5 lees van die gebede van die gelowiges wat opstyg voor die Here,
dan staan daar, dit styg op soos wierook voor die Here. Die vraag wat Markus stel, is nie wie is die vrou en wie is Judas nie. Daar's 'n ander teksvers wat dit vir my op baie mooi uitbeeld. Paulus sê in 2 Korintiërs 2 vers 14, maar aan God die dank, wat ons altyd deur Christus in sy triomftog meevoer en die geur van sy kennis op elke plek deur ons versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus aan God, vir die wat verlos word en vir die wat verlore gaan. Vir laasgenoemde reuk vanuit die dood tot die dood, vir eersgenoemde 'n geur vanuit die lewe tot die lewe. Ware toewyding hou niks terug nie, gee alles. Verstaan nie altyd alles nie. Is bereid om gekritiseer te word. Fokus op Christus. Aan die ander kant, die subtiele verraad lyk soms soos religieuse kritiek. Kritiek teenoor die kerk, kritiek teenoor die dominee, kritiek teenoor wat die kerk op die oomblik doen, of die kerkraad, of wat ook al. Dit het die vorm van kritiek teenoor die kerk. Maar dit is eintlik ten diepste verraad teen Christus. Dit is 'n berekende optrede. Dit gaan kompromie aan. Dit gaan oor 'n teleurstelling in Jesus of in God, wat nie aan my vereistes voldoen nie. Ek wil afsluit met 'n stukkie in hierdie gedeelte wat uniek is, anders as die ander gedeeltes wat hierdie gebeure beskryf. Net Markus maak melding van die man met net 'n linnedoek om sy naakte lyf. Ek wil net die vers lees, vers 51 en 52. Ook 'n sekere jong man met net 'n linnedoek om sy naakte lyf het hom gevolg. Hulle het hom ook gegryp, maar hy het die linnedoek laat los en nakend weggevlug. Dit klink soos 'n ooggetuie verklaring, 'n historiese verklaring. Ooggetuie detail, daar's baie detail in. En gewoonlik wanneer ons lees hier van die jong man, dit was 'n jong man, hy het 'n linnedoek aangehad. Hy word gegryp, hy vlug sonder die linnedoek, kaal. En hierdie ongewone detail dui gewoonlik op historiese egtheid. En baie keer wat gebeur, baie van die skrifgeleerdes sê, Bybelverklaarders sê, dat dit moontlik Markus self was. Onthou Johannes wat later ook sê, die disippels vir wie Jesus so baie lief gehad het, dan praat hy eintlik van homself. En baie skrifverklaarders sê dit kon heel moontlik Markus self gewees het wat daar was en wat so gevlug het. Die simboliek hiervan is die absolute, totale verlatenheid wat Jesus op daai stadium moes beleef het. Dat niemand gebly staan het nie. Toe hulle besef, hier is dit wat gebeur. Toe daar die boeie om Jesus geslaan word, en hy word nou gevange geneem, toe spat hulle in alle rigtings. En hulle sal selfs die klere, of dit wat hulle as klere aan hulle lyf het, agterlos. En hom alleen los. Aan die een kant waar die vrou bereid is om hierdie albasterfles te breek en die hele inhoud te gee. En aan die ander kant hierdie jong man wat self sy kleed
agterlaat om te ontsnap. En daar staan Jesus, alleen, sonder beskerming, sonder volgelinge. Net so bietjie meer as 'n hoofstuk verder, in hoofstuk 16 vers 5, lees ons van nog 'n man met wit klere aan. En hierdie keer is dit die engel in die graf. Toe hulle die graf binne gaan, het hulle 'n jong man met 'n lang wit stola om aan die regterkant sien sit. En hulle was ontsteld. Maar hy sê vir hulle, moenie ontsteld wees nie. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is opgewek, hy's nie hier nie. Kyk, hier is die plek waar hulle hom neergelê het. Baie skrifgeklaardes sê, daar's 'n verband tussen hierdie twee mans. Aan die een kant, die een wat met die linnekleed aan Jesus verloon het, weggehardloop het, alleen gelaat het. Aan die ander kant die herstel, dat Christus in hierdie tyd, in hierdie gebeure, in hierdie krisis, dit kom herstel. En 'n jong man sit in wit kleed by sy opstanding. Van skande af na herstel, van vlug na getuienis van die opstanding, van verlatenheid na nuwe lewe. Waar staan ek? Die vraag waarvoor elkeen van ons vandag staan. Gaan vandag oor die koste van disippelskap. En elkeen van ons word gekonfronteer met die vraag: wat is ek bereid om op te offer ter wille van Christus? Wat is my reaksie wanneer dinge in my lewe anders verloop as wat ek gedink het dit sou? En hoe affekteer dit my verhouding met God? Amen. Paar oomblikke geleentheid vir stil gebed. Here God, dankie dat U te midde van verraad nie U liefde teruggetrek het nie. Dankie Jesus dat U die pad van die kruis gestap het, die pyn van verwerping gedra het, die swaarheid van ons gebroke lojaliteit op U self geneem het. Here, dankie. Dankie dat hierdie verhaal nie eindig met die reuk van verraad in die lug nie. U verander alles. U is die een wat, omdat U God is, in ons harte, in ons lewens bly werk. U is getrou in U liefde. U het ons gekies. U los ons nooit alleen nie. Leer ons om ons lewens soos hierdie nardesolie uit te stort voor U, in aanbidding voor U, in diens aan U, in liefde, in gehoorsaamheid, in getrouheid wanneer niemand kyk nie. Here, ons wil bid dat U deur die Gees so in ons sal werk, dat ons lewens 'n geur sal wees tot U eer in ons huise, in ons werkplek, in ons gemeente, in ons verhoudings, tussen ons vriende, in die stil plekke van ons harte. Dit is soms so maklik vir iemand wat as U disipel bekend staan om kritiek te lewer, afbreekend te wees, suggesties te laat,
van 'n ander realiteit. En dat dit op die ou eind ten diepste eintlik maar net verraad teenoor U is. En daar is sulkes tussen ons. Ons wil bid dat U sal gee, dat ons die onderskeidingsvermoë sal hê, om dit te identifiseer vir wat dit is. Here, ons wil nie afgetrek of weggetrek word van U af nie. Ons wil met uitbundigheid U dien, U eer, U volg. Ons gee onsself vandag opnuut weer aan U. Neem ons tyd, neem ons gawes, ons vrees, ons drome, ons hele lewe. Mag ons soos die vrou in Betanië onthou word, nie vir waarvan ons gehou het nie, maar vir wat ons in U naam uit liefde vir U uitgestort het. In Jesus se naam. Amen.